Goeiemôre broers en susters. Is lekker om vanmôre so saam met julle hier in die kerkgebou te kan wees. Ons gebed is dat die Here deur sy woord en deur sy gees vir ons elkeen sal kom ontmoet en dat ons 'n ontmoeting met die Here sal hê wat ook vir ons geestelik vervul met nuwe ywer en met oorgawe en met sommer net met vrede in die Here te belewe vanmôre. So baie hartlik welkom vir enige besoeker wat vanmôre so saam met ons is. Mag die Here ook vir julle so saam met ons baie ryklik seën. Dit is altyd 'n voorreg om kinders van die Here so by mekaar te kan sien. Geliefdes, ons is by Advent besig en julle kan daar in die aankondigings ook gaan lees oor Advent. Gaan oor die verskyning van die Here Jesus Christus in hierdie wêreld. Dit gaan daaroor dat God sy liefde aan ons kom bekend maak en daarom het ons ook die gebruik in die gemeente om die adventskerse te gebruik. En nou dit gaan oor die 4 Sondae voor Kersfees en dan oor Kersfees self. Die eerste blou kers wat ons aangesteek het was die kers van vrede, van hoop. En dan die tweede kers was die kers van vrede en dan die pink kers van vreugde. En vandag is dit dan die derde blou kers wat gaan oor die liefde en dan die Christuskers wat in die binnekant is. So daarom wil ek vra sodat julle saam met my die liturgie ook sal deurmaak en sal geniet, sodat ons ook op hierdie manier opgewonde kan raak en kan hoor wat die Here deur sy gees in ons binneste kom doen en sê. Met die fotum gaan ek voor en dan antwoord die gemeente ook daarna. Vandag is die 4de Sondag van Advent, die Sondag van liefde. Jesus wys vir ons hoe God se liefde lyk. Hy self is die volmaakte liefde van God in die gestalte van 'n mens. Elkeen wat in hom glo en in hom lewe, leef in liefde. Ons steek vandag die 4de kers aan om ons te herinner dat God liefde is. Kom ons buig net ons hoofde in gebed. Ons dank God vir die hoop wat ons van hom ontvang. Vir die vrede wat hy skenk. Vir die vreugde wat hy in ons harte uitstort. En vir die liefde waarmee hy ons verlos. U is Immanuel, God met ons. U is ons hoop. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede vir julle elkeen van God ons Vader, in die Here Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Vader, wanneer ons stil word vanmôre, dan wil ons kom vra dat U deur die Heilige Gees ons kom herinner aan U groot liefde. Kom herinner ons deur die Heilige Gees aan dit wat die Here Jesus Christus vir ons kom doen het. Here Jesus, ons wil vanmôre vir U dankie sê dat U in ons plek kom staan het.
Dankie dat U in ons plek die offer geword het. Dat U ons losgekoop het. Dat ons God se liefde mag ervaar. Vader, ons gebed is dat U self deur U Gees ook vanmôre vir ons sal begelei deur U liefde wat U aan ons openbaar. Dit bid ons net in U naam. Amen. Dit is die Sondag van liefde. So dit gaan oor God se liefde. En as ons dan lees soos wat ons besig is, en as die Here wil, sal ons volgende week Sondag klaarmaak met hierdie reeks oor Galasiërs 5. As ons hierdie gedeelte lees, dan lees ons eienskappe van God se liefde. En daarom wil ek vra dat die Here net deur sy Gees vir ons sy woorde sal oopmaak. Kom ons buig net weer ons hoofde. Vader, ons sukkel partykeer om regtig te verstaan hoe groot en hoe diep en hoe wyd en hoe ver U liefde is. Ons sukkel partykeer om U liefde te gaan lewe. Dit is so aangrypend in die Here Jesus deur U Gees. Maar ons sukkel soms, Vader, omdat U weet ons is besig met 'n geestelike reis en ons moet deurentyd verander sodat ons kan word dit wat U wil hê ons moet wees. Maar dankie dat U liefde vir U kinders nie opraak nie. Dat dit nie ophou nie. Dat U nie wegdraai nie. Dat U ons bly vashou. Dat U ons telke male weer nader roep na U toe. Dankie dat U liefde ook op hierdie manier van Galasiërs 5 vers 22 en 23 in ons lewens vastigheid kry. En daarom is dit ons gebed, kom anker ons weer in U liefde. Kom anker ons, Vader, wanneer ons in hierdie wêreld lewe, wanneer ons in hierdie wêreld met ons voete in die stofstrate loop, en waar hierdie wêreldse menswees en ons eie menswees ons baie keer met stof oordek, sodat U liefde nie sigbaar genoeg is soos wat U dit wil nie. Ons vra dat U ons sal vergewe, Here. Soos 'n man op 'n stadium uitgeroep het in die tempel en op sy bors geslaan het, so doen ons dit vanmôre. Here, wees ons sondaars genadig. Maar dankie dat U vir ons uithaal en dat U ons oplig en dat ons in die Here Jesus ons Here nuwe lewe, nuwe energie, nuwe toewyding kan hê. En dat ons kan weet dat ons verlos is, begenadig is, in U liefde gedra word. Daarom bid ons vir mekaar, ons bid vir hulle wat siek is. Ons bid, Vader, dat U vir elkeen van hulle sal toevou met U genade en met U krag en met U teenwoordigheid. En dankie dat ons vanmôre vir hulle kan kom bid. Dankie, Here, dat ons kan kom vra dat U hulle elke een in hierdie oomblik deur die Heilige Gees sal bewus maak van U teenwoordigheid,
vir oom Duif, vir tannie Rietie, vir Eileen en hulle gesinne en families. Raak hulle aan deur die Gees, Here, op hierdie oomblik. Ons bring hulle en ons sit hulle voor u troon neer. En ons vra seën, Here, in Jesus naam. Maak u woorde ook vir ons oop vanmôre. Ons bid dit net in afhanklikheid. Amen. Geliefdes, ons gaan weer lees Galasiërs 5, daarvan vers 22 af, net so 'n paar verse. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheer word. Dan sal julle nooit soeg voor julle begeertes van julle sondige natuur nie. Want ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, getrouheid, goedhartigheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, en laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart, of op mekaar afgunstig wees nie. Geliefdes, ek het weer hierdie prentjie van die lemoen saamgebring, en die lemoenboom wat besig is om te bot. Want dit is hoe ek myself ontdek voor die Here. Daar is al vrug van die Gees wat baie sterk en mooi ontwikkel is in my lewe. En dan lyk dit vir my, daar's ander gedeeltes van die vrug van die Gees wat nog in die botstadium is. Ek praat nie oor julle nie, ek praat maar oor myself. Die Gees sal met julle kom praat soos wat hy dit goed dink. My vraag vir myself was, hoe ver het die karakter van God en die Here Jesus Christus deur sy Gees al in my lewe vastigheid gekry? Hoe ver is sy liefde in besonder, omdat ons vanmôre oor sy liefde ook met mekaar praat, hoe ver is dit al geanker in my lewe? As ek en jy saam dink oor hierdie gedeelte, ons het al hele tyd besig met hierdie gedeelte, dan het ons vir mekaar gevra, hoe skep die Skepper Gees 'n nuwe jy in jou lewe? En het ons met mekaar die hele pad begin stap, daarvan vers 13 af, tot daar waar ons nou vanmôre is. En ons het vir mekaar gesê, die Here gee vir ons duidelike riglyne, hoe ons lewe mee kan evalueer. Riglyne wanneer ons van vers 19 af in stryd is met sy wil, met sy Gees. Maar dan van vers 22 af, hoe ons lyk en ons karakter lyk, wanneer ons deur die Here gevorm word. En vanmôre praat ons met mekaar oor sagmoedigheid. Ek sien ek het nie hierdie
skuifie daar verander nie. Oor sagmoedigheid. Nou geliefdes, ons weet dat die Vader het 'n droom oor my en jou. En dit is dat ons werklik sal word soos wat die Here Jesus wil hê ons moet wees. En ons het mekaar baie keer herinner aan Kolossense 3 vers 9 en 10 wat sê dat ons al hoe meer verander na die beeld van God in die Here Jesus Christus. En dit gebeur wanneer die Gees besig is om ons lewe te beheer. Dit gebeur al gaande wanneer ons gehoorsaam raak aan die Heilige Gees. Dit gebeur al gaande wanneer ons vra dat die Heilige Gees ons lewe sal begelei en ons onder sy invloed sal kom. En ons het nou hier gelees uit Galasiërs 5 van vers 22 af. En dan vanmôre, soos ek reeds gesê het, gaan oor sagmoedigheid. Jy sal sien, ek het hier geskryf nederigheid en sagmoedigheid. Nou my vraag is vanmôre, as ek die karakter van God in my eie lewe ontdek, en hy sê, sy liefde het hierdie eienskap van nederigheid, sagmoedigheid, wat beteken dit in my lewe? En nou weet ek nie of ek vir julle baie keer moedeloos maak met die eksegese en die goed nie. Maar dit is vir my belangrik, want as ek dit nie doen nie, kan ek ook nie verstaan wat die Here vir my kom sê nie. En daarom deel ek iets hiervan met julle. Nie die hele proses wat ek deurgegaan het nie, maar ek kom deel iets daarvan met julle. In die 83 vertaling, lees ons hier in Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees is nederigheid. Lees ons die 53 vertaling of die 33 vertaling, dan sê hy die vrug van die Gees is sagmoedigheid. Lees ons die 2020 vertaling, dan sê hy die vrug van die Gees is sagmoedigheid. Lees ons die Engelse vertalings, dan praat dit in sommige vertalings van nederigheid, maar in die meeste vertalings praat dit van gentleness. Dit praat in die meeste vertalings van meekness. Nou ek is 'n Afrikaner, so ek sukkel ook soms met die Engels, nê. So ek wil teruggaan en ek wil gaan na die eksegese toe gaan en ek vra vir myself, nie om die vertalings te sê, hierdie vertaling is nou baie beter as daardie een of so iets nie, glad nie. Gaan vir my oor die verstaan van wat die Gees sê. En nou sien ek in die 83 vertaling, dat die vertalers baie plekke waar die ouer vertaling en dan ook die 2020 vertaling, die woord vertaal, prautes, vertaal die 83 vertaling dit met nederigheid. En die ander vertalings met sagmoedigheid. Nederigheid, die Griekse woord, is tapainos, en nie prautes nie. En daarom verkies ek om te sê, ek verkies die 33 vertaling, 53 vertaling, 2020 vertaling, wat hier vertaal, die vrug van die Gees, is sagmoedigheid. Want nederigheid het die totaal 'n ander inhoud, as sagmoedigheid. Want die Griekse woord, prautes, is hier, soos wat ek nou sê, sagmoedigheid. En daarom het ek vir my self gevra, wat is die definisie van sagmoedigheid? So ek gaan nou nie verder praat van nederigheid nie, ek gaan praat van sagmoedigheid. Definisie van sagmoedigheid is om 'n sagtheid in jou gees te hê.
Dit is om saggeaard te wees. Dit is om 'n gesindheid te hê, waar jy gewillig is, om nie in hardheid en, ja, ons kan maar sê bombasties, geïrriteerd te reageer nie. Maar met 'n sagte, omgee hart. En as julle nou die voriges in gedagtenis trek, dan sal julle sien, ons het alreeds ook iets hiervan met mekaar gedeel op 'n vorige geleentheid. Dit beteken dat ek nie ten alle koste reg wil wees nie. Dit is sagtheid. Ek het die reg om op te tree en sekere dinge te doen, maar om saggeaard te wees, om sagmoedig te wees, beteken dat ek baie keer my reg prys gee. Omdat ek vir myself vra, nie wat is my reg nie, maar wat is goddelik? Wat is God se wil? En om dan 'n bereidheid te hê om te kan buig onder God se wil. So geliefdes, om sagmoedig te wees beteken nie om 'n swakkeling te wees nie. Julle moet mooi hoor wat ek sê. Sagmoedigheid beteken nie om 'n swakkeling te wees nie, maar sagmoedigheid beteken nie om ruggraatloos te wees nie. Sagmoedigheid beteken dat ek die mag het om sekere dinge te doen, maar dat ek daardie mag onder beheer bring van die Heilige Gees. So dit beteken, geliefdes, dat ek en jy regtig fokus op wat God wil. En ons fokus om met sagtheid en 'n sagte gees te reageer teenoor ander mense. Sien, wanneer ons hieroor met mekaar praat, en die Heilige Gees is besig om binne in ons te werk, en hy kom sagmoedigheid en 'n sagtheid in ons gees kom vestig, dan beteken dit dat ek en jy ontdek dat nederigheid, ja, dit nou weer dit net geskryf ter wille van die een vertaling, maar dat sagmoedigheid deel is van God drie-enig se karakter. Die Vader is sagmoedig teenoor my en jou. Hy tree teenoor my en jou op in sagtheid, nie in sy volheid dat hy ons totaal met sy harde oordeel behandel nie. Die sagtheid van God kom daarin, sy sagmoedigheid kom daarin, dat hy ons in Christus nie op 'n ander manier behandel as wanneer ons nie in Christus is nie. In Christus word God se barmhartigheid, word God se genade, word God se meegevoel en sy lankmoedigheid en sy oorvloed in sy omgee, sy getrouheid, sy vergifnis, word in Christus sagmoedigheid teenoor my en teenoor jou. Sien, geliefdes, ons ontdek dat God, wat die almagtige, heilige, ewige God is, en wat nie sonde verdra in sy teenwoordigheid nie, ons in Christus begenadig, en ons in Christus weer voor hom die voorreg gee om in sy teenwoordigheid te mag wees. Dit is sy sagmoedigheid. Maar ons hoor ook dat die Here Jesus se karakter, as ons die woord lees,
sagmoedig is. Ons lees byvoorbeeld van Sagaria 9 vers 9, word ook in Matteus 21 vers 5 vir ons deurgegee, van dat die Here Jesus in Jerusalem sal inkom, dat hy op 'n donkie sal ry, en dat hy sagmoedig sal wees. Dit is die profesie oor die Here Jesus se karakter. Nou geliefdes, as ek en jy luister wat die Here Jesus oor homself sê, dan sê hy byvoorbeeld in Matteus 11 vers 29, kom na my toe, neem my juk op julle, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal vrede kry. Sien, hierdie twee woorde wat ons hier gebruik, nederigheid en sagmoedigheid, word in die Here Jesus in Matteus 11 albei genoem. Hy is sagmoedig en hy is ook nederig. Want dit is hy wat in ons plek kom staan. Hy word die middelpunt van God se liefde en sy sagmoedigheid en God se optrede teenoor ons. Dan kom die Here Jesus om te kom sê, kom na my toe. Kom na my toe. In my sagmoedigheid, in my nederigheid sal ek jou leer hoe om te lewe. As ons die Engelse vertaling van die Message lees, dan sê hierdie gedeelte in Matteus 11, ek sal jou die unforced rhythms leer van hoe om werklik in 'n verhouding met God te lewe. Sien geliefdes, wanneer ek en jy so voor die Here staan, dan weet ons dat in Christus, deur die Vader se liefde, deur die Gees wat vir ons kom sê, die vrug van die Gees is sagmoedigheid, dan weet ons dat die Gees juis hierdie vrug in ons tot stand bring. Dis deur die Gees se teenwoordigheid in ons lewe wat hy dit tot stand bring. Die Heilige Gees kom deponeer God se liefde, sy sagmoedigheid, sy karakter en sy eienskappe in my. Dit is deur die Heilige Gees wat ek en jy leer om onder God se wil te buig. Dis hoe ons leer om mekaar met sagmoedigheid te hanteer. Sien geliefdes, die Heilige Gees vat ons met die sagtheid van God se liefde en hy vestig binne in my en jou sagmoedigheid. En vanmôre toe ek met die Here gepraat het weer oor die erediens en oor myself, toe moes ek voor die Vader sê, Vader, ek ontdek dat sagtheid, 'n sagtheid van my gees, nie altyd funksioneer soos wat U dit wil hê nie. En as die Gees dan die vrug van God, die karakter van God in my deponeer, dan is dit 100% God se karakter. Maar dan kom die Gees om ook vir my en vir jou te begelei, sodat ons gehoorsaam kan word aan God. Want jy sien, geliefde, sagmoedigheid is bloot eenvoudig ook 'n opdrag uit die woord. Dis iets waaraan ek en jy gehoorsaam moet raak. Ons moet saam met die Heilige Gees en die Here Jesus op reis wees in ons lewe en in ons karakter en hoe ons optree en hoe ons dink en hoe ons dinge ervaar.
Hy sê vir ons in Jakobus 1 vers 21, daarom moet doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord van God, wat in staat is om jou te red. Hy sê vir ons in Kolossense 3 vers 12, julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meer lewend, goedgesind, en dan noem hy 'n klomp dinge, onder andere ook sagmoedig wees, en verdraagsaam wees. 1 Timoteus 6 vers 11 sê hy, maar jy, man van God, vlug weg van hierdie dinge, en jaag na die geregtigheid, die godsaligheid, die geloof, die liefde, die lydsaamheid, die sagmoedigheid. So die Gees moet ons begelei. Ons moet inderdaad, soos hierdie gedeelte sê, omdat ons in Christus ons sondige natuur gekruisig het, die karakter van God aangryp, en dit oefen, en dit inoefen, en dit lewe, en telke male terugkom na God toe, en voor hom kom buig, en vir mekaar vergifnis te vra, en vir God. Want terwyl die Gees die karaktereienskap, sagmoedigheid in ons vestig, deur God se liefde en Christus se karakter, is dit my en jou verantwoordelikheid om gehoorsaam te raak. Sien geliefdes, wanneer die Here met ons kom praat, dan sê hy, ons moet waak teen 'n klomp dinge. Dan kan ek maar net 1 of 2 goed noem. Hy sê, onvermoë om wraak en aggressie te beheer, maak dat jy sagmoedigheid nie kan lewe nie. 'n onvermoë om soms tweede viool te speel, maak dat jy nie sagmoedigheid kan lewe nie. 'n onvermoë om sonder hoogmoed te lewe, sonder geweldige trots te lewe, maak dat jy nie sagmoedigheid kan lewe nie. Dit is ons verantwoordelikheid om oor te gee, sodat die Heilige Gees ons kan bepaal, ons gedrag kan kom bepaal. Maar jy sien geliefdes, as ek en jy dink oor sagmoedigheid, dan sê die Here vir ons in Matteus 5 vers 5, daar's 'n groot belofte wat vir jou gegee word as kind van God. Want hy sê, geseënd is die een wat sagmoedig is, want julle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is julle. En geseënd beteken dat ek en jy op so 'n plek is waar God se goedheid en guns en genade so oor ons uitgestort word, dat ons in vrede en in seëninge hierdie lewe kan lewe. Sy belofte is, julle sal die nuwe aarde ontvang. Ons sal saam met Christus die nuwe aarde beleef en ontvang. En God sal ons beloon sonder verdienste uit genade. Daarom geliefdes, as ons praat oor God se liefde, dan is sy liefde word saamgevat met hierdie woord, God is sagmoedig teenoor my en jou in Christus. En dan sê hy vir ons, gaan nou en gaan lewe soos wat my Gees julle rig. Hemelse Vader, ons wil na U toe kom vanmôre in diep afhanklikheid. Vader, ons ontdek baie keer in ons lewe, veral teenoor hulle wat baie naby aan ons lewe, dat ons teenoor mekaar soms net eenvoudig ongeduldig is.
teenoor mekaar optree met harde woorde, met 'n harde stemtoon. Ons bely hierdie dinge voor U, Here. En ons kom vra dat U vir ons deur die Gees hierdie eienskap van God se liefde, sagmoedigheid, sagtheid van gees, sagtheid om teenoor mekaar op te tree, ook teenoor onsself, dat U dit in ons sal vestig. En dit bid ons in Jesus ons Here, in U naam. Amen. Geliefdes, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal Jesus se getuies wees, hier en oral waar julle kom. Amen. 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 Kersoggend 9:30. Mag die Here vir julle baie ryklik seën en mag julle hierdie dag en hierdie week geniet tot sy eer.